Nou vriende, goeiemôre, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Halleluja lied 84. Daar staan: Halleluja, Jesus Christus lê vir ons sy lewe af. Hy is oor dood en hel oorwinnaar, is verheese uit die graf. Die koorgedeelte sê: Halleluja, blye tyding, Jesus leef en sterf nie meer. Halleluja, lof aanbidding, ewig lof sy hom ons Heer. En ag vriende, as ons dink aan Christus die oorwinnaar, dan sê die Bybel ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefgehad het. En dit is ook van toepassing op hierdie saak waarmee ons tans besig is. Eetversteurings of verslawings, enige verslawing dan. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat die oorwinnaar is. En dis die gebed van my hart dat u en ek dit so sal sien. Ons is nie slagoffers van ons omstandighede nie. Ons beleef 'n tyd waar ons die slagoffermentaliteit aangekweek het. Mense dink hulle is slagoffers van alles en nog meer. Terwyl die Bybel vir ons kom leer dat 9 uit die 10 keer is omdat ons onsself oorgee aan sondige begeertes. Jakobus is baie duidelik daaroor. En die gebed van my hart is dat ons sal stil staan en verantwoordelikheid sal vat vir ons lewe. En die Here sal bid vir groot genade en wysheid deur die krag van sy Gees, dat ons sal doen wat die Here van ons vra, veral in 'n besonder as ons bely ons behoort aan die Here. U sien, ongeredde mense gee nie om wat die Here sê nie, hulle stel nie belang in sy standaarde en sy woord nie, hulle leef vir hulle self. Ons as kinders van die Here is anderste, omdat die Here ons kom nuut maak het en ons behoort nou aan hom as die komende koning, skepper van die heelal. Nou, ons het gister 'n bietjie gepraat oor die 3 eetversteurings. U sal onthou ons het gepraat oor anorexia, bulimie en dan ook brassery. Vir u gesê dit is 3 eetversteurings, 2 groot redes waarom mense eetversteurings het. Vir u gesê dit kan mediese probleme wees of meeste van die tyd geestelike of emosionele probleme. Mense wat eet wanneer hulle gestres is, wanneer hulle verveeld raak en nog 1001 ander redes. Nou vriende, wanneer ons kyk na die gedagte van eetversteurings, moet ons eers 'n goeie definisie gee van voedsel. Jy moet onthou, voedsel is nie 'n slegte ding nie. Mense vat baie keer en hulle gooi die kind met die badwater uit. Nou as ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons leer, dan sien ons baie duidelik dat die Here is die skepper en voorsiener van voedsel. Nou verseker so, die Here gee vir ons boere om die lande te bewerk en hulle sit die saad in die land en daar kom 'n oes van die land af. Ons sien daar is fabrieke wat sekere voedsel vervaardig. Ons dank die Here vir die inkopiesentrums waar ons dit kan koop, maar alles kom uit die hand van die Here. So in die eerste plek, wanneer jy na voedsel kyk, sien dit as 'n geskenk uit die hand van die Here. Hy is die skepper en voorsiener van voedsel. Psalm 145 vers 15 sê: die oë van almal wag op u en u gee hulle hul spys of hulle voedsel op die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Luister vriende, die feit dat u en ek 'n geldjie het om na 'n winkel toe te gaan en daar is voedsel op die rak, is 'n gawe en 'n geskenk uit die hand van die Here. So wanneer ons praat oor hierdie eetversteurings en eintlik maar die sonde van brassery en verskillende van die versteurings, het ons nodig om te sien in die eerste plek dat voedsel nie 'n slegte ding is nie, maar is 'n goeie ding. En baie keer gee die Here vir ons goeie dinge wat ons op 'n slegte manier gebruik. Ons dink maar aan die wingerdstok. Die kwessie van druiwe en die wingerdstok is nie verkeerd nie, maar wanneer mense dan alkohol vervaardig en 'n oormate van hierdie goed drink, dan kom die sonde en die rebellie teenoor die Here na vore. So die eerste plek, die Here is die skepper en voorsiener van voedsel. Tweede plek, Jesus leer ons dat alle voedsel rein is. Matteus of Markus 7 vers 18, en hy sê vir hulle: is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. Jy sien die hele gedagte is, ons beleef ook 'n tyd waar mense onderskeid maak tussen voedsel. Weet, ons mag nie dit nie en ons mag nie dat eet nie en ons mag nie hierdie ding eet nie en ons mag nie daai ding eet nie. Nou ek het ook 'n sekere voorkeur in my lewe, maar ek gebruik nie die Bybel om daai voorkeur van my of daai afkeer van my te regverdig nie. Daar's sekere goed wat ek nie van hou nie, ek hou nie van afval nie. Dis glad nie vir my iets wat vir my baie opgewonde maak nie. Een van my vriende is baie lief vir blou kaas. Nou vriende, blou kaasie sal jy my definitief nie meer vang nie. Maar as jy vir my nou 'n lekker stukkie steak met pepersous gee, dis definitief iets wat ek baie van sal hou, maar die hele gedagte hier is dat die Here het voedsel rein gemaak. Ons kan nie mense probeer oortuig van 'n siening wat ons het nie. Party dinge is meer gesond as ander dinge, maar ons moet sien voedsel is afkomstig van die Here, hy is die gewer daarvan, maar ook dat voedsel rein is. Ons kan dit gebruik en die Here sê dit maak ons nie onrein nie. Derde plek, om te eet is 'n gawe van God vir beide ons fisiese genietinge en om ons te voed.
Dis lekker om te eet. Ek sê nou dag vir mense, ek dank die Here vir ons smaaksintuie. Wanneer ons daardie voedsel in ons mond sit, die verskillende goedjies wat ons saam sit op ons vurk en ons eet dit, hoe geweldig lekker om te proe wat ons eet en die speserye wat op die voedsel gesit is. Dit is so lekker om te besef dat hierdie is 'n gawe wat God vir ons gee om nie net te kan proe nie, maar ook om daardeur gevoed te kan word, om die minerale en vitamiene uit die voedsel te neem sodat ons kan loop, kan dink, kan beweeg en al hierdie goeders. Hoor wat sê die Bybel in Prediker 3 vers 13 en ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Weet wat vir my lekker is as 'n mens hard gewerk het die dag en jy het miskien klaar 'n stort gevat en jy gaan sit aan die tafel en daardie voedsel word voorgesit en jy eet dit en jy geniet dit en die smake is so geweldig lekker. Daarom moenie voedsel sien as 'n vyand nie, maar sien dit as iets wat God vir ons gegee het om te geniet, om verantwoordelik te geniet en dan ook om gevoed te word daardeur. Baie belangrik vriende, dankbaarheid moet altyd deel van ons maaltye wees. Wanneer ons gaan sit om te eet, selfs wanneer ons 'n lekkerny eet, dank God dat jy die voorreg het om te kan eet. Ek onthou 'n geval in een van my gemeentes waar 'n oomie skatryk, multimiljonair, maar hy het 'n keelkanker gekry. En met al daai geld van hom kon hy nie eers 'n snytjie brood geëet het nie. Hy kon nie eers 'n sjokolade geëet het nie. Hy moes met 'n voedingsbuis gevoer word tot die dag wat hy gesterwe het. En ek het daaraan gedink, terwyl ons gesond is, terwyl die Here vir ons hierdie genade gee om te geniet wat ons tans geniet. Kom ons wees dankbaar. Kom ons hou op kla omdat ons nie sis en so het nie, omdat ons nie dit en dat het nie. Kom ons dank die Here vir wat ons eet, vir wat ons het, vir wat ons op die tafel kan sit. Ons eer God vir ons smaaksintuie. Ons dank hom dat ons ook die voorreg het om 3 keer 'n dag te kan eet. Jy moet volgens die nuutste statistieke wat ek gelees het of gehoor het, praat hulle van dat tot 50% mense in Suid-Afrika nie 3 etes meer 'n dag kan eet nie. En daarom wees dankbaar wanneer jy 'n maaltyd kan eet. 1 Timoteus 4 vers 4 sê, want alles wat deur God geskaap is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Dank die Here wanneer jy 'n maaltyd kan geniet. En dan ook, God se eer moet altyd ons eet en drink gewoontes kontroleer. Luister, God se eer moet altyd ons eet en drink gewoontes kontroleer. 1 Korintiërs 10:31, of jy dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Nou vriende, ons weet, wanneer jy jonger is, eet jy meer. Ek dink aan my 3 seuns, genade, ek het op 'n stadium gesê, ek moet hulle plat neerlê om hulle vol te kry, want as hulle regop staan, word hulle nie vol nie. 'n Kind, wanneer hy groei, veral 'n seun, kan in 'n oormate eet en hy word nie vet nie, hy tel nie gewig op nie, want hulle verbrand geweldig baie energie met al die bewegings en sport wat hulle doen en weet al hierdie dinge wat hulle doen. En dis belangrik om te sien dat God se eer moet altyd ons eet en drink gewoontes kontroleer. Soos ons ouer word, moet daar sekere beperkings wees en selfs ons jong kinders. Ek sê nie daardeur elkeen kan maar eet soos hy wil nie. Ek dink om vir 'n kind te leer, daar is sekere beperkings in alles wat jy doen en maak seker jy eer God in jou eet en drink gewoontes. Dat jy hom verheerlik en dat jy nie op die einde van die dag jou so vergryp dat jy siek word daaraan of dat jy hierdie massa gewig optel of dat daar op die einde van die dag een of ander sonde gepleeg word terwyl jy eintlik hierdie gawe uit die hand van God geniet nie. Nou vriende, ons gaan bietjie môre stil staan by die bepaalde gedagte. As ek nou in een van hierdie sondes vasgevang is, as ek miskien 'n anorexia leier is en ek onthou my van voedsel vir 'n bepaalde rede, of as ek miskien my skuldig maak aan bulimie, waar ek 'n oormate eet en dan lakseermiddels gebruik of my vinger in my keel druk om ontslae te raak van die voedsel of brassery. Wat kan ons uit die Bybel leer? Hoe kan ons hierdie goed hanteer op 'n Bybels verantwoordbare manier? Want ek dink die Here sê vir ons, en ek gaan weer daarmee afsluit, 1 Korintiërs 10:31, of julle dan eet of drink of enige iets doen alles tot verheerliking van God. En as u vanmôre weergebore is dit u begeerte, is dit my begeerte. En dikwels val ons in hierdie goed. Luister, nie een van ons, nie ek wat vir u preek nie, nie u wat vir my luister, kan vanmôre sê ons nog nooit geval in hierdie saak nie. Ek dink die meeste van ons val baie keer omdat ons nie waak en bid nie. Later is ons spyt daaroor. En baie keer maande later is ons spyt daaroor wanneer ons 'n klomp gewig opgetel het en ons het sekere mediese kwessies. Mag die Here genade gee dat ons sal kyk vanuit 'n Bybelse perspektief
en ook so die Here verheerlik in alles wat ons doen. Vriende, groete vir u. Ons praat môre verder. Mooi dag daar.